In hierdie week se klets praat ons 'n bietjie trill. Colleen wys vir ons hoe lyk haar water. Ons is almal befok vir die goewerment, maar is ons befok genoeg? En ons hoop jy het jou jeugdag geniet. Dis klets. Kyk hoe ek nog jong was. My ouma het altyd gesê, raai het vir my verjaardag hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal net. Hoe lyk dit, Colleen? Hallo Matthys. Hallo. Laat jy my sommer skrik daar. Hallo, is jy wakker? Nee, maar hopelik binne 'n rukkie sal ek wees. Ja, nee, dit lyk lekker Matthys. Ek is besig om so stelselmatig die vakansieperiode te betree. O, dis om die draai. So dit maak my nogal opgewonde. Eerskomende Vrydag. Klim jy op die Airy, Soos jy altyd sê, Vrydag DV. Vrydag DV. En dan by jou, what's happening? Nee, lekker. Dinge gaan lekker. Dit is middel Junie. How did that happen? Maar hier is ons. Ja, ek maak net maar vrede, ek is maar waar ek is. Ek weet, jy was 'n bietjie in die Budding Metropolis of Standerton gewees. Ja. Hoe lekker is dit daar in Standerton, Matthys? Ja, ek het 'n bietjie gaan kuier by die Kliphuis. Dis 'n gastehuis daar in Standerton. En ons sal later 'n bietjie meer van daar's 'n paar, dis 'n amazing huis. Een van die mooiste ou sandsteenhuise en 'n ongelooflike mooi storie van hoe die vrou die eienaar Susan dit gerestoreer het en nou weer besig is. Maar later weer dit. Okay. Maar toe ek na die platteland toe. Here Colleen, ek moet vir jou sê ek het die grootste skok van my lewe gekry om actually te sien hoe lyk dit vandag in die platteland. Ek weet ek en jy bitch and moan altyd hier op klets of as ons met mekaar praat van die stand van sake in Pretoria en Johannesburg, die paaie, Ja, dan get me started. die elektrisiteit, die water, die whatever. Ek meen dit is 'n clusterfuck. Maar ek dink nie ons besef regtig hoe lyk dit in die platteland nie. Ek meen jy ry daarin, behalwe vir die pad wat jy moet ry, soontoe is obviously maar ook deur landelike, ek het nie die highway gery nie. Jy kan nie die hoeveelheid potholes tel nie. Dis beter om die hoeveelheid stukkie werkende pad te tel. Ja. So Ja. 'n kleiner nommer. En natuurlik ook die hoeveelheid trokke wat daarop is, wat bydra Dit is 'n groot issue tot in die die land. stand van sake, van paaie, maar nie net daai stuk pad nie, reg oor Suid-Afrika. En die verval, ek dink ek was omtrent 20 jaar terug, was ek in Standerton gewees vir 'n goeie vriendin van my se troue. O, okay, so jy het vir iets ook sin toe gegaan. Ek weet Ja. ek was in my lewe nog nooit daar nie. Dan het ek actually in die einste kliphuis geslaap. O, okay. En ek het nie geweet 20 jaar dat 20 terug. jaar later gaan ek die mense weer op 'n ander manier ontmoet en leer ken nie. En dit is 'n beautiful dorpie gewees, onthou ek. En ek het saam met Sonika, my vriendin wat daar groot geword het, 'n paar keer daar gaan kuier by haar ouers ook. Ek meen daar's dongas, ek kan dit nie 'n slaggate noem nie, in die pad. Waar as jy nie weet dat dit daar is nie, is jy en jou kar moer toe. In sy moerin. Stukke van die ek meen waar daar letterlik nie eers my pad is nie. Op 'n stadium staan ons nog so en praat en toe gaan die krag af. En ek meen ek freak dadelik uit want ek meen as die krag afgaan in ons wêreld hierso dan dis chaos. En hulle is net so half rustig, nonchalant gaan aan. Ek sien nou dan vir hulle is dit 'n kragonderbreking, gaan die generator nou inskop. Ja nee, die generator gaan nou inskop. Nee, die krag is nou hier af, maar dan is dit nou daaraan. So dis apparently load reduction. Ja, dis die poep wat ons nou voer. Ja. Sogenaamde load reduction, wat eintlik maar niks anders is as load shedding nie. So dat hulle net in die parlement kan staan en sê, maar ons het ontslaag geraak van load shedding. So Ja, jy het net die naam verander. exactly. En dit nou nie meer op jy publicize dit nie meer. Kan ek vir jou sê, negatief was ek gisterand. Ja. 'n Vrydag aand, koue wintersaand in Johannesburg, nê. Ek kom by die huis na 'n rowwe week wat ek al my energie in hierdie ekonomie ingeploeg het. Ja. En al wat 'n mens dan wil hê is 'n ou lekker warm stortjie en 'n chill tyd, jy weet. Bietjie maybe ou opvang op 'n ou seriesie of musiekie of so. Ja, boom, krag af. Geen waarskuwing, geen niks. Okay, ons kompleks stuur dan vir ons hulle kontak dan nou onmiddellik die ding en die ek noem dit spesifiek die ding. Dis nou die Joburg City Power. Hulle kontak daai ding en log 'n call en dan sê hulle vir ons sorry, nou ERT.
is dit ERT, ja, Estimated Restoration Time. Ja. Anyway, maar ek is nou bietjie befok, maar gaan nou maar aan en doen nou maar 'n paar goedjies daar op in die geselskap van Kerslig in my huisie. Baie romanties. Baie romanties tog. Man sien die positiewe, hierdie is nou die ideale geleentheid om lekker vroeg in die bed te gaan klim. Ja, 'n bietjie downtime, jy het nie 'n verskoning nie, jy kan nou nie e-mails doen nie, jy kan nie verder werk nie. Gaan klim nou in 'n lekker warm stort. Ja. Jy weet hoe hou ek van my stort voor bed uit, né? Ja, ek meen jy sal like soos hoerdronk wees, Ja, mense maar weet jy al. moet stort voordat jy gaan slaap. 'n Vriendin van my het nou eendag vir my ding gestuur, navorsing wat hulle gedoen het. Ek glo dit is wetenskaplik. Ja. Wat hulle sê het mense stort voordat hulle gaan bad lewe langer en hulle is gelukkiger ook. Jy wil regtig langer lewe? Ja, wag, Okay. who knows? Wie weet hoe min tyd ek nog oor het. Ja, net die gedagte aan stort. Hier kom die volgende boodskap deur van die kompleksbestuur. O jammer, Joburg Water het nou ons reservoir toegemaak. Ek snol stort toe ek dog nie, maar as dit nou toegemaak het, sal daar seker nog 'n bietjie water. Nee, Matthys, nie 'n druppel wat daar uitkom nie. Maar die probleem is ook jy bly op die boonste vloer. So dis die vloere wat altyd heel eerste water verloor. Ek bly op die grondvloer. So ruk terug het ons ook vir ek dink was 'n paar dae, 5 dae wat hele Gauteng het mos omtrent nie water gehad nie. En mense wat op die hoër vloere bly, het nie water gehad nie, maar ek het die hele tyd water gehad. So ek het altyd hierdie gewoonte, ek hou 'n bietjie water in my bad, nê? Nee? Want mens weet nooit wanneer dit is nou maar ons lewe nou net. Ja. Jy doen sulke goedjies in jou daaglikse roetine, maak jou bad vol. So dit wanneer Joburg Water nou besluit hulle maak die reservoir toe, dan kan jy darm net ten minste 'n toilet flush. Maar Johanna was donderdag by my en ek sê toe van nie maar tap nou maar die bad leeg en Ja, maar dit was raak hom ook nou 'n maar bietjie sif. bietjie- Ek meen jy kan Ja, nie jy kan jy kan ook nie nie- water kontiniem daar lê. nee, jy moet hom so nou en dan raal en dan voel jy mens Ja. 'n bietjie kak, jy weet, want dan tap jy nou al daai water weer uit. Jy kan dit dan vir jou plante gebruik. Ek weet nie of ek dit meer wil doen nie, Matthys. Okay. Want kom ek sê toe nou vir jou die einde van hierdie verhaal Ja. vanoggend. Gelukkig toe ek nou vanoggend wakker word, is die krag vanoggend Saterdag wat ons nou hierdie opneem Ja, Saterdag 13 Junie. vir julle gerief op 'n Woensdag. Toe dog ek laat ek nou Samir toe die water aan is, daai bad gaan voltap weer. Matthys, die kleur van die water is nie 'n bietjie af, 'n bietjie geel of dit is bruin. So daai lyk soos modderwater. Dit lyk nie soos enige water wat jy kan consume. Eintlik eers in bad nie. Ek weet nie of jou vel is jou grootste orgaan wat goeders inneem. Dit is disgusting. Ja, kyk, gelukkig bad ek glad nie. Wel bitter min. Maar even stort, Colleen. Maar ja, ten minste as jy stort kan jy nie die kleur van die water sien nie. Dit word so 'n bietjie verbleik. Maar ek weet jy noem nou plantewater gee met dit. Ja. Ek weet ek kook nie eens met daai water nie. Ek sal ook Dit nie is daarmee al letterlik water kook net nie. goed genoeg om jou toilet mee te flush. Ek dink nie eers jou kak verdien dit nie. Eerlikwaar. Nee, want myne ruik soos lavendel. Ek meen regtig. Jou brand. My brand. Die brand waarvan jy hou. Sy own brand. Ek dink die ding is en jy sê dit baie en ek en jy sê dit baie vir mekaar. Ons as Suid-Afrikaners is nie kwaad genoeg nie. Nee, ons is regtig nie kwaad genoeg nie en ons is kwaad vir die verkeerde mense. En oor die verkeerde dinge. Soos byvoorbeeld hierdie marches wat nou aangaan, March for March of March in March, March for March. Ja, Oor die ek weet nie immigrants, ek dink is March for March en March nou for March. is dit einde Junie wat al die mense nou moet uitwees en ek sien mense klok saam en daar's nou al in een van die park in Durban, ek kan nie onthou nie waar daar hulle vermoed dat teen die einde van die naweek wat ek en jy nou kort, die 13, 14, daar het tot met 7000 mense in die park gaan wees wat dan nou soontoe kom vir veiligheid, want hulle is nie meer veilig waar hulle bly nie. Ek sien baie lande het al 'n klomp deportasie, wel nie deportasie nie, veiligheidsvlugte hier uit. Ja. Ghana het 'n paar repatriasie, klomp van hulle van hulle land se mense hier uit en die ding is Matthys, okay, so onwettige immigrasie is 'n probleem. Ek Dis 'n stem moeilike saam. probleem. Ja. Maar nou haal julle dit op hierdie immigrante uit. In steede van om dit te gaan uithaal op die mense wat veroorsaak het dat hierdie immigrante in ons land kon inkom. En dit is ons regering. Ons is eenvoudig nie kwaad genoeg vir hierdie mense nie. Hulle kom weg met alles. Hulle dink hulle is above the law, want hulle is. Hulle is above the law. Hulle kom weg met whatever hulle wil. Ons sien dit nou met ons Cyril wat mos nou die interdik Vrydag ingedien het by die Hooggeregshof van die Wes-Kaap
om die impeachment committee te stop, omdat hy sê dat die saak om die verslag vir sy impeachment, wat nou die hele ding aangewakker het, nog onder hersiening geplaas moet word, of dat daar's 'n hofsaak omtrent dit wat hy ook aangemaak het. En wat ek so vinnig gelees het, ek het nie regtig na die hele artikel gelees nie, en al die opinies daaroor gelees nie, maar die groot ding vir hom is, dit gaan net oor hom. Hy sê dat dit gaan sy reputasie soveel reputasie skade maak, soveel reputasie vir hom die heeltyd vir hom, en dan ook vir Suid-Afrika, internasionaal en nasionaal. As jy nou mooi gedink het, ek dink 'n eerbare president sou in hierdie situasie gesê het, weet jy wat, ek sit myself op verlof. Sorteer hierdie uit, want dit is my belangriker dat die wêreld moet sien dat as daar probleme is, sorteer ons dit uit, en ons doen dit volgens reg en geregtigheid. Maar nee, dit gaan oor my reputasie. Almal in my land is gelyk wanneer dit kom by die reg. Ja. Maar ja, dit is nie, en ja, mens moet nie, ja, Matthys, ek is bevoeg vir die mense. Ek ben Dado Moreru, die huidige burgemeester van Johannesburg. Ja, wat nou daar saam met Guyton sokker kyk. Saam met Guyton sokker kyk, terwyl ons nie water en krag het nie. Maar hy sê, apparently, is dit uit sy privaat fondse uit, wat hy die trip betaal het. Guyton het net vir hom 'n kaartjie gegee, om die wedstryd te gaan kyk. Wel, as jy dit uit jou privaat fondse uitbetaal het, Dado, dan wil ek vir jou sê, verdien te veel geld. Want die werk wat jy doen, maar ek meen, hy het daar gesit by Birchwood 'n paar maande terug en gesê, maar julle moenie veel van my verwag nie. Toe hulle van vra sy performance, toe gee homself vir die Moose rating 10/10, toe sê sy, maar hoekom verwag julle so baie van my? Julle moes geweet het, ek is nie eintlik 'n performer nie. En onthou, hy het ook 'n gebroke munisipaliteit gekry. Dit was ook sy verwys, of verweer. Nee, Colleen, ek stem saam met jou, ons is nie kwaad genoeg nie, ons is nie kwaad genoeg oor die regte goeders nie, en ek gebruik baie die voorbeeld van die padda in die water, en daai pot, jy moet net sê, die water is in die pot, nee? In die pot, as al water is? Ja, as al skoon water is, dat jy die padda kan sien, in daai pot. En jy het 'n gasstoofie waarmee jy die pot kan warm maak, want die elektrisiteit is af. Net so. Dit is presies waar ons is. En ek dink die ding wat my ontstel het, toe ek teruggery het Vrydag, en ek ry daar uit, en jy uit Standerton uit, ja. En jy kyk rondom jou rond, en jy sien hoe dinge lyk. Ek meen, dis die boeregemeenskap, wat daai hele omgewing aan die gang hou. Van hoenderboere tot sojaboere, tot ek dink daar's 'n bietjie graan en ander goeders ook. Dis net lande waar jy kyk, waar jy ry, van al die pad van daar af omtrent tot wat jy hier by Babsfontein en Delmas kom. En ons is nie kwaad genoeg oor die regte goeders nie. En ek dink die ding wat my eintlik die meeste ontstel het, sorry, terug na die punt, ons sal nou na die agriculture kom, is, ek dink ek het gesien hoe Pretoria en Johannesburg oor, kom ons noem dit 12 tot 24 maande kan lyk. Ja, dit kan so vinnig tot daar kom. En dit is die ding wat my ontstel het. Dis die ding wat my bang maak op die stadium. Ja, ek dink either op hierdie stadium moet hulle koppe rol, of ons moet doen soos, ek het nou eendag 'n onderhoud gekyk met Rob Hurshoff, wat hy het gaan explore, ek wil vir julle sê Frankfurt, nee, in die Vrystaat. So die gemeenskap van Frankfurt, die boere daar, het al die bestuur van Frankfurt oorgeneem. So ja, hulle betaal nog hulle belasting, want hulle moet obviously nog die keiser gelukkig hou en daai mense stil hou. Maar hulle het allerlei meganismes in Frankfurt ingeplaas, dat hulle kyk na hulle eie dorp, hulle verskaf op hierdie stadium hulle eie elektrisiteit, kyk na hulle eie watertoevoer, en dit werk soos 'n welgeoliede masjien, dis amazing. So wat Rob Hurshoff nou doen is, hy het nou met hulle gaan praat, en hy probeer 'n blueprint create, wat ons kan vat na ander dorpe toe, om dieselfde te doen. En ek hoop ons hou aan nie mee, Matthys, want ek hoop, as ons met dit aanhou, oor 20 jaar, en maybe even gouer, hoop ek, oor 15 jaar van nou, as kan ons vir hierdie bliksem sê, hoorie, julle het geen doel meer in hierdie land nie. So, jy weet wat, vat jou tax, of ek sal my tax hou, ekskuus, jy gaan dit nie meer vat nie. Ons het julle nie meer nodig nie.
En ek dink dit is die enigste oplossing, Matthys, want 'n mens probeer en jy dink 'n ander party. Ons het almal hierdie hoop op die November verkiesing. En nog steeds, ek brand elke aand 'n kersie vir jou Tannie Helen. Jy moet vir ons kom help in Johannesburg. Dit moet net ten minste uitwerk in hierdie verkiesing. Maar as ons kyk nasionaal ook, Matthys, I don't know what's going to happen, want ek weet nie meer enige van hierdie politikuste of hulle vir die ANC of by die DA is. Ek weet nie of die ouens die goedspa het om hierdie land reg te ruk nie. Nee, unfortunately nie, as ons sien hoe lyk die blou masjien op die stadium nie. Dit wat daar gebeur, soos wat jy sê, seker kersie aan vir Tannie Helen in Joburg, maar dit is ongelukkig op die stadium 'n isolated moontlike suksesstorie. Ek raak so jammer, ek dink sy voel soos, ek dink ons was almal in 'n daai situasie ergens in ons lewens, either professioneel of maybe in jou gesin of in jou groep vriende, waar jy voel jy is so half die leier en jy kry dinge reg. Maar jou hele span onder jou fok net op die hele tyd. So jy is besig hiermee om ietsie te bou, maar met die een hand, maar met die ander hand moet jy heeltyd vure doodslaan want hierdie klomp kinders hardloop amok. En alles wat jy bou begin hulle net afbreek. Ek meen ons kyk net na die issue rondom onderrig ook. Ja. Wat is haar naam nou weer? Siviwe Garube. Ek meen daar het ons soveel hoop gehad toe sy basiese onderrig oorgevat het. As 'n lid van die DA, maar dan as hoof van basiese onderrig. En ek moet vir haar gee, die eerste paar maande het sy regtig baie goeie werk gedoen. Maar nou begin dit vir my lyk sy dans maar net volgens die ANC se tune. Dit raak vir my so baie van hierdie DA ouens raak op hierdie stadium so precious oor hulle posisies, nê. Ek dink dit is infectious. Dis as jy na die parlement sit, daai korrupsie, daai longing vir mag. Dis aansteeklik. Dis daai ou, jy moet nie te lank daar sit nie, want dan raak jy ook so. Dis daai ou ding van wat hulle sê dat een vrot appel kan 'n hele kus appels vrot maak. En dit is ook maar die ou ding van sisteemteorie. Is as jy nie inval met die meerderheid van dit wat die sisteem soek nie, gaan die sisteem jou uitdruk. So dit voel vir my hierdie ouens en ek praat nou hier want ek observeer goeters en maybe is ek feitelik onkorrek, Matthys, maar dan moet hulle wakker word want dis wat die meeste van ons sien en dis die meeste van ons idees oor hulle. Dan moet hulle dit beter begin manage. Maar nou kyk ek na hierdie vrou en sy maak al hierdie besluite asof sy gedruk word in dit. Ek sien sy wil nou toelatingsvereistes vir model C skole. Ja. Wil sy abolish. Ja. So as jy nou kyk van jou semi-privaat model C skole wat baie goeie skole is en wat teen 'n nie te erge premie kan jy jou kind sien toe stuur. So dis nou nie, ek praat nou nie van 'n Reddam of daar waar jy letterlik jou nier moet verkoop om jou kind. Michael House of daai tipe van so semi-privaat skole. So nou jy kan jou kind nog daar insit, jy gaan 'n klein bietjie van 'n premie betaal, but it's not going to break the bank, nee. Maar daai skole is fantastiese skole en hulle produseer leerders, alumni wat aangaan en amazing goeders doen. Omdat hulle 'n ongelooflike sterk onderwyserskorps het, die beste afrigters in die wêreld vir sport. Hulle gee vir kinders diverse geleenthede. So dis nie net as jy rugby speel gaan jy daar 'n beurs kry nie. Miskien as jy goed genoeg kan skryf of jy's goed in drama, gaan jy daar ook 'n beurs kry. Maar daar's beperkte plekke in daai skool vir 'n rede. Omdat dit so goed is. Nou wil sy dit alles wegvat. En hulle moet nou net enige iemand moet nou wat aansoek doen moet ingelaat word. So ons kan sit met 'n klas waar ons nou sit alreeds met groot klasse, maar ons kan sit met 100 leerders aan voor ons. Ja, want dit is ons net sitplek het vir miskien 30 of 40. Dis die een moontlike gevolgtrekking van dit. En dan die ander ding is wat my die kwaadste maak is hulle wil nou hierdie goeie skole vat en dit oorneem en dit sleg maak. In steede van om hierdie goeie skole, soos wat Rob Bershoff nou met Frankfurt doen, gaan na hierdie skole toe gaan leer by hulle, gaan vat daai blueprint en gaan doen dit in jou ander skole. Maak die ander skole beter. Dis die goeie skole wat ons nodig het. Oor die algemeen is daar nie genoeg skole. As jy kyk dat oor jou skole in jou areas wat eintlik die meeste onderrig nodig het. Daar sit hulle 80, 100 in 'n klas, in 'n laerskoolklas. Hoe gaan jy regtig kan leer tussen 80 ander mense? Hoe gaan 'n onderwyser kan sien o, jy sukkel om te skryf of jy sukkel om basiese rekeningkunde te doen?
Die onderwyser kan dit nie optel. Wel, die onderwyser kan dit partykeer ook nie optel nie, want hulle daag nie eens op vir werk. Hulle daag nie eens op werk nie. So, ja, en ek weet die kwaliteit, dan wonder ek bytelmal, ek het al van onderwysers ontmoet, en I'm sorry to say, maar dan wonder ek bytelmal, weet hierdie girl wat is 2+2? Hulle weet gewoonlik wat is 2+2 toebroodjies of muffins. Maar 2+2 in 'n woordsom is dalk 'n Nee, dis upsetting, Matthys. Ek dink ek het dit al vir julle gesê. Ek ben destyds ek baie met daai skole gaan werk, werk in daai skole gedoen en joh, julle dit breek mense hart. Jy kom by daai skole aan, dan is die kinders besig om onderwysers se karre te was in steede van om in die klas te wees. Dit is wat hulle daar doen. En daai onderwysers word goed betaal. Hulle staan daar met karre wat nie ek of jy op hierdie stadium kan bekostig nie. Maar dit is wat die kinders doen. Dan is daar 'n voedingsskema vir daai kinders. Maar dan is die klok lui vir pouse, weet die kinders alreeds, jy beter agter in die ry staan, want die vet onderwysers kry eerste kos uit die voedingsskema uit. Ja. So ek sê, lyk nie vir my baie honger nie. Lyk vir my 'n paar kakke agter, maar okay. So dit is nou een van die DA se probleemkinders. Natuurlik 'n ander ene is my gunsteling, ou Johnny Boy. Nou. Hey, wat maak Johnny Boy? Well, Johnny Boy, Johnny back and closer boy. daai ene. Hy sê op die stadium maar net dat mense wat goeders doen en sê in sy departement moet maar net eintlik om verskoning vra. So natuurlik die afgelope ruk wat uitgespeel het is dat sy chief of staff, ene Jana Leroux, het 'n e-pos aangestuur aan die DG en die DG en die deputy DG, waar dis 'n mail wat sy gekry het van 'n groep, dit is die FMD Response SA, waar hulle basies 'n brief gestuur het aan die minister en die departement om te sê dat hulle wil graag samesprekings hê oor wat die posisie is van foot and mouth, hoe dit gaan nou met die inentingswerk, hulle het 'n paar kwessies wat hulle op die tafel wil sê, wat hulle in 'n konstruktiewe manier wil bespreek en deel wees van hierdie proses. Weereens burgerorganisasies. Ja, hulle wil basies hoor, hoe kan ons help? Ja. Hoe kan ons julle help? Want ek is 'n boer, dit is my livelihood. As hierdie nie gebeur nie, dan is ek onderdeur. En dis die hele land se livelihood. Dis die hele land se livelihood. Ons sal nou praat oor daai stats. So die einste Jana Leroux, die chief of staff van Johnny Boy, het nou 'n brief aangestuur vir die DG en die DDG om te sê dat attach just received for some amusement. So die kwessies en die queries wat op die tafel gesit is deur 'n burgerorganisasie wat die boere van Suid-Afrika verteenwoordig, sien Jana as amusement. Vermaak vir haar en vir die DG en die DDG en vir die minister van landbou. Maybe was dit net 'n typo. Maybe was dit predictive text, sê wat dalk sê for your attention en toe gaan, jy weet Microsoft is maar kak. So maybe het Microsoft gaan is uiters fucking kak. Nee, ek twyfel. Maar sy het ook toe nou nie die trekpas gekry soos ou Roman Kabanak nie. Nee, want onthou Roman het rassistiese uitlandings gemaak, maar ek dink ook nie sy gaan die trekpas kry nie, want ek dink sy snyg John Steenhuisen se gevoel. Ag, ek sê gou, jy gaan nie dit sê nie. Okay. It's my opinion. Want ek dink nie iemand anders wil nie. Ek dink nie eens hy kan onthou wanneer ons dit hom gesien nie. Anyways, maar julle weet ek hou nie van John Steenhuisen nie. Maar dit is net vir my die ding van die disrespek wat teenoor boere dan in 'n departement heers. En hierdie tipe van disrespek is iets wat in die instansie is. It's institutional dan. Ja, nee, absoluut. Dis 'n kultuurding. Dis 'n manier hoe hulle goeders doen. Dit is my simptomaties van this is how we do things here. En nou praat ons van dit is 'n DA minister, né? Dit is die minister wat ons meer van verwag het. Dis die DA van wie ons meer verwag. Die DA minister wat 'n aanstelling maak in chief of staff wat basies sy kantoor bestuur waarvan ons meer verwag. So my persoonlike opinie is ek dink die DA gaan hulle gatte sien hard en duidelik, veral in die landelike gedeelte. Ek kan nie dink dat daar 'n boer is op die stadium en weer eens in die konteks wat ek gesien het wat nou gebeur het ook of wat aangaan in die landelike gedeeltes van ons land wat met 'n oop gemoed hulle kruisie agter die DA gaan kan trek in die volgende verkiesing nie.
I don't think so. Ja, want weer eens hulle wys net vir ons hoe is hulle aangesteek deur die ANC. Hoe neem hulle klaar daai disposisie aan, daai way of doing things. Het hulle klaar aangeneem. En ek weet ons mense gee partymal vir die DA baie meer vlek as vir ander partye. En dis partymal nie fair nie, maar 'n mens gee vlek want jy verwag meer soos wat jy nou sê. Mens verwag meer van hulle. Hulle beloof ons meer. Die ding is exactly wat jy sê, vir hoeveel jare het hulle gesê, as ons aan bewind is, dan gaan ons beter doen, want jy verdien beter. Jy is nou nie in 'n posisie om dit te doen. Meneer John Steenhuisen, mevrou Siviwe Garube, jy is nou in daai posisie. Wys ons, maar nou wys jy ons die teendeel. Dat my terugdink aan daai ding wat Magriet, daai vriendin van ons wat ook lank terug in landboudepartement gewerk het, nog voor 1994 en 'n gedeelte na dit, wat sy al baie keer vir my gesê het, die hele oorgang of verandering, die bus bly dieselfde. Dis net die busbestuurder wat verander. Die bus bly dieselfde. Die roete waartoe die bus gaan is presies dieselfde. So dit is my moeë sad. En veral as jy kyk na die GDP stats wat nou uit is, so die onlangse GDP stats is uit van Suid-Afrika vir die eerste kwartaal van 2026. En agriculture is ons grootste sektor wat contribute tot die GDP in Suid-Afrika. Dit het gestyg met 3%. En dit is ongeveer, lyk my, 67 biljoen wat dit contribute tot die GDP. Dan is daar mining, dan manufacturing en finance. So agriculture is die laagste in een van hierdie, maar dis die een wat lyk my die meeste gegroei het die afgelope ruk. Ja. En daai is boere. Dit is dis mense wat in hulle eie besigheid werk. Dis mense wat seker maak dat ek en jy kan eet. Dat ons as 'n gemeenskap, 'n volk, kan oorleef basies. Dis ons behoud. En dit is die hoeveelheid respek wat John Steenhuisen en sy chief of staff en sy ministerie aan daai mense wys. Dis sad. Dis my dit regtig vir my voel soos 'n klomp kinders wat ou Helen sit net daar en dink, wat 'n kak gaan hulle vandag weer aanjaag. Maar dan Helen bekruip glo nou mense wat stort. Ek weet nie of jy daai video gesien het op social media. Nee, ek het nie. Mense ou wat stort en dan hou die water op en dan shampoo oor sy kop en alles en dan vryf hy so en dan sê what am I gonna do? Dan maak dan Helen die stort gordyntjies oop. Just vote for the DA. So, Love it. Tannie Helen is orals. Gou Tannie Helen, sy sal vir jou kry in jou stort. Jy beter gaan registreer en stem. Ja, registreer en stem. Maar dit is die 17de dis die 17de Junie. Ons is vars uit 'n vakansiedag uit, die 16de Junie gister. Maar die 17de Junie, interessante goed oor die 17de Junie, Colleen. In 1631 is die vrou van die keiser, Shah Jahan, oorlede. In Indië. En hy toe, as gevolg van haar dood, het hy die Taj Mahal gebou. Inspirasie vir haar. Jy was al daar, ek was ook al daar. Ja. En dis een van die meest amazingste experiences om daar te staan. Daar's 'n energie omtrent die plek. Ja, jy kan nie, daar's nie 'n foto vir daai plek justice doen nie, want jy moet die energie gaan voel daar. Dit is want die foto's wat jy sien is buite. So jy sien dit en almal staan daar in die tuine en dis beautiful en dis besig. Maar as jy daar jou skoene uittrek en jy loop deur die Taj Mahal, dis 'n hele jy sê Shah Jahan. Ek weet nie of ek reg gespreek, maar onthou die toergids het ons gehad daai dag. Ja. Kyk, hy het sy beste gegee om Engels te probeer praat. Maar dan praat hy heeltyd van, hy noem almal soos Shah Jahan, of dis wat jy hoor, en sê, and then the Jahan, he killed Shah Jahan, and then Shah Jahan married women, then the women, she say, no, I want Shah Jahan. Ek is soos, wie is die mense? Maar hy het sy hele siel in daai geskiedenisles en tussenin maak hulle so ook nog. Ja, so dan weet jy ook you're making this shit up, right? Dis een ding as jy nog nie in Indië was nie. As 'n inboorling van Indië met jou praat en hulle koppie begin so maak, dan moet jy weet. Ja. Daar is nou groot leuns. Nou means yes.
soos daai storie wat hulle praat van die huisgenoot, moet nooit uit die feite in die pad staan van 'n goeie storie nie. Nee, Dis nee, dis daai gedeelte. Ja, en die groot ding van die Indiërs wat altyd my bygeval het is hulle sien dit, ons sien dit dalk as hulle lieg. Of hulle maak goed op. Maar ek het eendag iemand gekonfronteer daaroor in India, ek was bitter ontsteld. Ek ken nie situasie, ek sal nou nie in detail ingaan. Ja, maar die einste kontak wat ek ook in India was, daai ene. Daai einste ene, ja. Toe het ek vir hom eendag bymekaar gemaak en hom gesê, luister, hierdie kaak stop nou. Nou gaan jy vir my presies sê wat vandag aangaan, hoe laat ek waar moet wees en jy gaan nie vir my bullshit stories. Dis ek maar, hoekom lieg julle so? Wat is fout met julle? Anyway, hy praat toe nou baie sincerely met my en sê dit is nie lieg nie. Dit is 'n ding in die Indiese kultuur is hulle wil jou nie teleurstel nie. So hulle sal vir jou enige iets sê wat jy wil hoor. Solank hulle jou net ek sê maar die feit dat jy vir my lieg stel my teleur. So hou op om dit te doen. Het hy opgehou? Nee. 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 Dit is maar dit werk. Dan in 1837 Charles Goodyear het sy eerste rubberpatent gekry. En vroeër stap hy later na die ontdekking van allerlei ander goeders, maar dit gaan oor die Goodyear bande, rubberbande. So hy het die patent gekry in 1837 vir bande. Vir bande. Ja. Dit Goodyear die bande. Dank die tog vir Goodyear bande, want dis hoekom ons in Suid-Afrika nog kan ry op die stand van paaie wat ons het. Dan Ek sien op pad hiernatoe, Ja. net vir karre. Ek gaan definitief op pad huis toe gaan my karre 100,000 kilometer slaan. So julle rarig. Cheers op die kar, Colleen. Dis groot. 100,000 kilometer, baie avonture, meeste van hulle goed. Ja. Baie papbande ook, as gevolg van potholes. Geluk, nee. Maar ja, dankie. So wat koop ons nou? Geluk, ek weet nie mense met geluk nie. Nee, ons koop nou niks nie, 'n siddelse ekonomie. Ek dink hierdie is die eerste kar behalwe vir my Polo. Daai swart Polo, daai mean masjien wat ek gery het, nee. Dis die eerste Rassie. kar van Rassie af. Ja. Sy So naam, actually, dit is nou daai Polo se naam was Rassie. Voor Rassie Erasmus. Voor Rassie. No say, you coined it. Rassie gaan nog sterk. Rassie het apparently nou al oor die 300,000 kilos op. What? Oei, want hy's mos in die familie ingekoop. Ja, my swaar ry vir Rassie. Hy weier om vir Rassie te verkoop. Rassie se een, daai Polo het mos daai ronde. Ja, dit was nog hy ronde, maar dit was ook die ronde ligte gewees. Ja. So daai een ronde dingetjie het nou al afgeval. Hy lê so onder in die lug. So Rassie is nou so poep hoog. Maar Rassie gaan nog al die pad, maar hierdie is die eerste kar wat ek weer oor 100,000 kilos ry. Wat ek al besit het in my lewe. So ja, siddelse ekonomie ry jy nou maar jou kar. Maar onthou jy Bietjie verder. die Cressida, Toyota Cressida. Onthou my stiefpa, toe hy my ma ontmoet het, dat hy so bottelgroen Toyota Cressida gery was so trots op daai kar. Daai was een van die kenmerkende kleure van Toyota Cressida. So ek het iewers so vinnig in die week ook gesien dat Toyota het die copyrights hernie van Cressida. So nou is daar groot bespiegelinge of daar moontlik 'n Cressida gaan uitkom. Een of ander tyd weer uit Toyota se stal uit. Want kyk, daai tyd dit was die Cressida gewees en ek dink toe die Camry dit vervang. Ja, ek dink die Camry het die Cressida vervang is reg, ja. Maar dis 'n beginsel ding met Camrys. Hulle is my omtrent soos in Nissan Sentra. Dis as gevolg van Camry was 'n vreemde kar. was 'n vreemde kar en die individue persoonlikheid of identiteit gehad, nê. en die mense wat die Camry gery het was al die mense wat ek geken het wat Camrys gery het was maar pretty fucked up. So Ja, was bietjie. dis maar soort, né? Kyk as jy nou wil gaan Cressida soek, Matthys, in die townships. Daar's verskriklik baie. En daai groen, daai champagne groen kleur. Kyk, en van hulle is fucked up gery, hulle noem hulle cockroaches, nê. Maar dan van hulle, so nou kom jy op 'n gem af wat so mooi opgepas is. Hy lyk amazing en dan daai drywer is moordtrots op daai Cressida van. Cressida. So daar's moontlikheid, daar's bespiegelinge oor dit. En daar was 'n ander klomp goeters gewees wat hulle sê dat eintlik pas die sedan voertuie is eintlik baie meer vaartbelyn. So dis eintlik baie meer proaktiewe kar om te ry as jy 'n sedan ry. In plaas van al die SUVs wat ons basies ry in Suid-Afrika en groot gedeeltes van die wêreld, maar die probleem is ons kan nie 'n sedan ry in Suid-Afrika nie. Jy kan nie. Nee. Jy moet maar 'n SUV ry. Ja. Oh, my Audi is 'n sedan, nê. Nee, hy's eintlik 'n Is 'n hatchback. sportback. Ja, maar jou Audi
het 'n Maar hy is ook 'n- identiteitskrisis. Hy is ook 'n 4x4. Hy vermoed hy is 'n Land Rover. Maar weet jy wat so ek nou, skus Matthys, ek weet ons is nou heeltemal van die punt af, maar ja, weet jy so ek love mos 'n ou kar. Ek hou van 'n ou klassiek kar, ek hou van classic dials en karre. Ek dink dit is hoekom ek ook nog so vashou aan hierdie Audi. Want die nuwe A3's, hulle kom nou uit met hierdie digital dials en kak. Ek hou nie van dit nie, ek hou van 'n classic dial. Maar ek sit nou eendag en dink, ek het 'n kollega wat ou BMW's opbou. Maar hy bou hulle op en maak hulle vuurwarm, gaan reis hulle daai wat hulle die donuts gooi en whatever, nee. Ja. Hy doen daai met sy BMW's. Maar toe kom hy nou dag by die werk aan met een van daai ou 3-reeks boks BMW's. Onthou jy daai die kleiner BMW daai? Ek dink hulle met dolphin shape genoem. Is dit daai ene? Ek weet nie van die dolphin shape nie, maar dit was die entry level BMW basically. So nie groot, Hy het so 'n bietjie van 'n lipboutjie gehad. Ja, was so bokserig. Maar die oorspronklike dink ek 3-reeks. Well, okay. As ek nou my hande op so 'n ou BMW kan kry, I would love it. Love it. Of 'n ou classic Merc. So ja, maybe kan jy binnekort dan 'n nuwe Cressida ry met dials. Dan in 1885 het die Statue of Liberty in New York aangekom en hy is toe nou geskip van Frankryk af en uitmekaar uitgehaal in 214 kratte. Is hy van Frankryk afgeskip na Amerika toe. Dit was 'n geskenk gewees van die Franse regering aan Amerika om hulle independence te vier. En daar was ander stories ook wat ek al gehoor het wat mense sê, maar eintlik wou Frankryk dit nie gehad het nie, toe skenk hulle dit maar vir Amerika. Maar hulle het dit nou vervaardig en vir Amerika geskenk en Amerika dink ek se verantwoordelikheid was om die stellasie te bou, die box waarop die fondasie waarop hy nou staan. Die Lady of Liberty daar staan. Dan iets anders wat ook gebeur het in 1940 het die RMS Lancastria. Dit is 'n boot wat gesink is. Dit is een van die ergste mariete rampe vir Brittanje gewees. So dit was in 1940 en die Lancastria was 'n katastrofie. Dit was 'n katastrofie. Dit was 'n Lancastrophe. Daai ene. So hulle sê dis omtrent so 4000 tot 7000 mense wat dood is. So dis actually baie meer mense as wat in die Titanic in 1912 is. Seker weer waar het hy gesink? Waar het hy gesink? Het ek hier waar hy gesink? Nee, het jy? Where did it sank, Matthys? It sank and St. Nazria. St. Nazria. I know yes man. Okay, St. Nazria. Okay, nee, nou weet ek. Dankie. Is jy nou besig om my te maak? Yes, so bitch. Geen idee waar dit is. Ek ook nie. Dan in 1885 is die Discovery Channel het hy sy eerste broadcast gedoen. So dit is ook You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. En dan in 1994 O.J. Simpson se polisiejaagtog in Los Angeles. En na 90 minute is hy nou vasgekeer en hy is nou in hegtenis geneem. If the glove does not fit, you must acquit. Onthou jy dit, daai campaign? Nee. So die hele hofsaak is eintlik mos gebou op die handskoen wat die aanklagter, ek weet die aanklaer beweer het OJ het aangegaan toe hy vir Nicole toe hy haar vermoor het. Ja. Anyway, en OJ se hele defense team het hulle saak gebou op die feit dat hierdie handskoen nie vir OJ pas nie. So toe die publiek obviously toe nou, want dit was ek dink is nog steeds die mees gekykte saak nog ooit. Dis ook een van die redes hoekom die Kardashians famous is. As van die lawyer. Ja. Was mos een van hulle was dit Chris? Of was dit die ander ou? Die vorige ene. Die actual Jenner nie, dit was die actual Kardashian, nee? Ja, so Jenner is die ma. Ek weet van die Kardashians af is gevaarlik, maar dit lyk vir my so, ja. Nee, dit was nie Chris Jenner is die vrou van die lawyer wat O.J. Simpson verdedig het. Okay. So die Kardashians is die se pa. So sy hele famous line was, toe hy nou die jury toe nou toespreek in sy closing, toe vat hy die glove to say, if the glove does not fit, you must acquit.
Ek Die kan word dit dit soos 'n gelukkig slagspreuk oral in Amerika. glad nie onthou nie. So dit was in 1994. Maar natuurlik soos ek gesê het gister was dit 'n vakansiedag gewees in Suid-Afrika en dit is natuurlik jeugdag. Dit is So dit kom eintlik nou nog in my en jou tyd. So wil jy Ja. het eintlik my babbel verskrik gebars. Jy wil eintlik vir my sê ek het nou 4 dae ja, in effek om gedoen te kry wat ek in 5 okay. skouer aan die wiel, Colleen. Skouer aan die wiel. Kinders sê anxiety. Toe maar jy's 'n sterk baba. Jy's groot gemaak deur 'n boomer. You're gonna soldier on. Boomer in 'n potgieter. So, Here. Wat het ek nou weer daarmee te doen? Ja, ek glo julle potgieters. So die Soweto-opstande was in 1976. So dit is presies 50 jaar terug hierdie jaar. Maar ons het op 'n beautiful stukkie videomateriaal afgekom wat die geskiedenis van daai baie spesiale dag of 'n tipping point day in Suid-Afrika se history vasvang. So kom ons kyk. At 8 a.m. on June 16, 1976, a charismatic young man interrupted assembly at Morris Isaacson High School to lead the first group of students out of the gates and on the march that started the Soweto uprising. His name was Tsietsi Mashinini. It was a peaceful march by unarmed children against the government's insistence of Afrikaans as the medium of instruction in black schools. Just a few hours later, 176 lay dead. Decades of resentment of minority rule erupted in countrywide riots and protests that over the next few weeks left more than 600 children dead at the hands of the security forces. One image focused the world's attention on the apartheid government's atrocities. Sam Nzima's harrowing photograph of 12-year-old Hector Peterson's lifeless body being carried has become an iconic symbol of the darkest chapter in our country's struggle for liberation. At the Hector Peterson Museum, over 600 stones lie in memory of every child killed in the uprisings. We have entered the night to tell our tale, to listen to those who have not spoken. We, who have seen our children die in the morning, deserve to be listened to. We have looked on blankly as they opened their wounds. We can hear the story over and over again. Our minds are numbed beyond the sadness. We have received the power to command. There is nothing more we can fear. So dit was die geskiedenis in 'n netedop. En dis so treffend Matthys. Ek meen net daai stukkie van die steentjies wat daar is vir elke persoon wat hulle lewe verloor het, elke kind wat hulle lewe verloor het. En hoeveel van hulle nie eens name op het nie. En dit is vir my so ironies 50 jaar later waar ons nou is, ons het nou oor skole gepraat. Ek sien wat die regering nou doen in ter herdenking van die 50 jaar is hulle bring wat die mense het gedenk coins nou uit. Ja, hulle vervang die R2 en die R5 muntstuk. Ja, met 'n gedenk muntstuk nou. En dan dink myself kon jy dalk 'n skool of 60 gebou het? Dalk eerder. Wat wil ons regtig gedenk? Wat vier ons hier na 50 jaar? Hoeveel van daai kinders in daai rural areas wat jy nou was, in die plattelandse areas in Standerton, het 'n R5 muntstuk in sy sak? Hoeveel van hulle? Is amper vir my patronizing. Ja, dis vir my baie sad. Maar ja, beautiful om daai geskiedenis te kan saamvat en besef ek ook net weer vir myself hoe min van die meer moderne geskiedenis van Suid-Afrika weet ek van. Ek was byvoorbeeld nog nooit by die Apartheidsmuseum. Dis ook 'n belewenis om dit te ervaar. Ja, so nee, mense moet dit doen. Ons weet nie genoeg van ons eie land af nie en ek dink as ons ook meer geweet daarvan sal ons ook bietjie meer bevolk wees oor waar ons nou is. Weereens, want as ons kyk na jeugwerkloosheid, so gepraat van 50 jaar van die geboorte van jeugdag. Die eerste kwartaal van 2026 volgens Stats SA is die ouderdom van 15 tot 24 sit ons met 'n 60.90% werkloosheid. Ouderdom 25 tot 34 'n 40.6% werkloosheid. Yes, hulle praat van daar is 4.7 miljoen jong mense werkloos en 5.6 miljoen jong mense werkend.
Plus minus 3.5 miljoen jong mense word geklassifiseer as need. Dit beteken Ja, dis dit ek jou vra want ek het vroeër iets daaroor gelees, maar ek kan nou nie onthou nie, ja. So need beteken hulle is not employed, not educated and not in training. So dit is like my waar wow. need vir So hulle doen hulle het geen hoop nie. Hulle het geen mission elke dag nie. Daar's nie purpose nie. Daar's Hulle is nie in 'n werk nie, hulle is nie in onderwys nie, hulle is nie in opleiding nie. So daar is letterlik daar's niks wat daai jeug doen nie. En 3.5 miljoen geskatte op die stadium. 1.9 geskatte miljoen ontmoedigde werksoekers in daai ouderdomsgroep van 15 tot 34 en hulle praat van omtrent 60%, ja 58.7% van die werklose jong mense het nog geen vorige werkservaring gehad nie. Ja, ek weet nou, so wat gemaak met daai mense? En die ding is as mens kyk die ripple effek in die toekoms. Ek het toevallig hierdie week ook op ander stats afgekom van die ou se geopolitical guy op Instagram. As jy geïnteresseerd is in allerlei geopolitical stats en goed, is nogal 'n nice ou om te volg. Oor die hoeveelheid pensionaarsse persentasie gewys en hoe hulle versprei is oor die wêreld. En baie van die lande sit met die teenoorgestelde probleem as wat ons mee sit, is hulle jeug is te klein. So daar's nie genoeg mense wat die werkers mag betree nie. Ja. Ek dink die absolute clusterfuck van die probleem waarmee ons sit, is ons het te veel jeug, maar ons het nie genoeg geleenthede vir hulle nie. So dit is amper dit is so 'n komplekse probleem daai. Maar baie interessant, Matthys, van die lande met die oudste populasies. Ja. Ek dink jy kan dalk raai wie's die van die hoogste die lande met die hoogste ouer populasie. Praat van ouer as 65. Ja, ek weet baie van julle is al 65 en jy's nog jonk pokkie, maar dit is net maar ongelukkig hoe hulle dit klassifiseer. Ek weet Italië is een van dit. Italië dink ek Griekeland as ek reg onthou. Die laaste stats wat ek geluister het of gelees het. Ja, so Italië het op hierdie stadium die derde oudste populasie in die wêreld. So 24.6% van hulle populasie is ouer as 65. Griekeland, wel dan, hulle die 5de oudste populasie met kom ons noem met 24%. Dan Portugal is in die 4de plek met 24.5% van die populasie wat ouer is as 65. In die top 2 plekke is dan Japan. Ja. Wat ek gedink het is eintlik maar die gaan tops inkom met 29.8%, so let's call it 30%, want Japan sit met 'n moeë probleem op die oomblik. Hulle het nie jong mense nie. Maar ek het actually gedog dat Italië het hulle oorgeneem, maar okay ja, of verbygevat. Nee, en dan die land wat jy dan die meeste het, dink ek nie ons hoef te bekommerd oor te wees nie, want ek dink nie hulle hoef regtig aan hulle ekonomie te bou nie. Ek dink dit is maar 'n plek waar ryk ou mense gaan aftree, dis Switserland. Monaco. Monaco. Ja, Switserland is nie op die top 20 lys nie. Interestingly enough. Maar dan, julle kan self gaan kyk na die lys, maar dan wat vir my baie interessant is, Matthys, so dis die ouer lande. Dan kyk 'n mens na Afrika. So dan kyk jy byvoorbeeld na Zambië, slegs 2% van die mense in Zambië is ouer as 65. 2%? 2%. Nigerië 3.1%. Ek wil net sê ek wil net seker maak ek interpreteer percentage of seniors aged 65 and above in a country's population. Yes. Sure. So 2%. Nigerië 3.1%. Suid-Afrika 6.7%. So die res van ons populasie, behalwe vir die 6.7% en uitgesny nou die ouetjies wat eintlik moet besig wees om wiskunde en Engels en skryf en Zulu en wat laat ek nou nie net sê Engels nie. Ek het amper nog gesê Afrikaans, dan was ek nou 'n groot kak, nee. Ja. Maar tale te leer en oor die wêreld te leer. As mens daai twee groepe wegvat, dan is dit so 'n groot deel van ons populasie wat eintlik moet besig wees om te werk, om by te dra tot die ekonomie. As 'n mens kyk na ander trends, Suid-Amerika byvoorbeeld, hulle kom in op so Colombia 10%, Brasilië 11%, Chili 14%, Uruguay 16%. Okay. Ja, so wat is 'n goeie benchmark, Matthys? Ek sou sê as mens kyk na eerste wêreldlande, soos Amerika, so hulle staan op 17.9%. So as ons nou wil iets met aantemet, Australië is ook op 17.7%. Canada is op 19.8%, maar dit grens ook amper al aan 'n 20%. Ek weet ook nie of Canada so 'n goeie voorbeeld vir enigiets in die wêreld is nie. Ek dink dinge is maar 'n bietjie effek daar in Canada.
Ja, maar baie kommerwekkend, Matthys. Ons het 'n verskriklike jong populasie waarvoor ons geen geleenthede skep op hierdie stadium nie. Ja, en ek dink ook dat as jy gaan kyk na van die goedes wat ek raak gelees het, die jeug is baie ontnigter oor Suid-Afrika. Ek dink dit was omtrent 85% van die Suid-Afrikaanse jeug wat onlangs in 'n polling betrokke was, wat gesê dat die Suid-Afrikaanse regering gaan in die verkeerde rigting. Omtrent 22% sê hulle is glad nie tevrede met die ekonomiese situasie nie. Nog 85% het gesê hulle is bekommerd oor die regering se korrupsie. So die jeug sien wat aangaan. Die belangrike ding is die jeug moet na die stembussies toe gaan en hulle moet hulle kruisie maak en die jeug moet kwaad wees en hulle het 'n regte om kwaad te wees. Maar hulle moet kwaad wees oor die regte goeders vir die regte mense. Dis die belangrikste ding. Maar ek dink ons sal volgende week bietjie gaan uitvind van wat sê die jeug regtig. Ja. So ek sal bietjie gaan rondsniffel en met van die jeugdes in die land gaan praat met wie ek kontak het van die kinders want ek is mos nou 'n oom. The children's. I will speak to the children's en figure 'n bietjie uit wat is die sentiment van regtig die jong mense van Suid-Afrika. Ja, en ook kom hulle ons level of engagement, Matthys, vra 'n bietjie vir hulle daaroor want dit is my groot bekommernis. Voel vir my of hulle totaal unengaged is. Hulle het 'n opinie oor die politiek in die land, maar hulle is nie engaged in dit nie. Ja. So, dalk 'n laaste ding, dit gaan nou nie dalk goed met die jeug in Suid-Afrika, maar dit gaan moerse goed met Elon Musk. Hy is 'n triljoenêr. Ja, so. Trille vir Elon. Maak nie saak hoe groot jou trill is nie. Elon se trill is groter. Ja, so jy sê vir my 'n triljoen is die verkeerde Afrikaans, maar ek gaan net stiek by 'n triljoen. Okay, want dit ek sal nou daai sê. sê. Okay, ja. So net of jy hy's die eerste triljoenêr ter wêreld. Ja. Hy staan nou op 1.1 triljoen sterk. So om dit bietjie meer in perspektief te sit oor hoeveel is 'n triljoen? Ja. Hoeveel trille is daar in 'n triljoen, Colleen? So as jy mens kyk in die konsep van tyd, 'n miljoen sekondes is omtrent 11.5 dae. 1 miljoen sekondes. Ja. So 'n triljoen sekondes is ongeveer 31.700 jaar. What? So in afstand. Okay, kom ons vat dit net in rand. Ek het nou hierdie in rand en in dollar gedoen, maar die rand is baie meer impressive. Okay, so miljoens, ekskuus. As jy 'n triljoen rand se 1 rand coins langs mekaar gelê het. Ja. Dan strek dit wel verby die maan en terug 'n paar keer. Dit is 'n triljoen. Maar hierdie is die skerrieste. So weer in rande julle. As jy 'n triljoen rand gehad het en jy spandeer 1 miljoen rand elke dag. Ja. Sal dit jou 2740 jaar vat om 'n triljoen rand te spandeer. So ek meen in Elon se leeftyd sal hy nooit al sy geld kan opgebruik nie. Nee. Nie eers sy kinders se kinders se kinders sal al sy geld kan opgebruik nie. As hy nou ophou om enigiets te doen. Wel, miskien kinders ook. Ja, hulle kan vir jou tap, hoor. Hulle kan vir jou tap. So moenie vir hulle 'n challenge gee nie. Veral Amerikaanse kinders. Ja. Wat jy by 66 verskillende vrouens gehad het. Bly net jouselfe geslag, dan gaan Elon na jou kyk. Moet net nie transgender nie, want dan is jy uit. Ja, as Elon net sy trill in sy broek gehad het. Hy's uitgeskop. As hy net sy trill in sy broek gehad het, dan moes hy dalk nie sy geld gedeel het met soveel kinders nie. Ja, maar ek dink ook hy is een van daai mense wat nie sy kinders gaan probably nie veel van hom af erf nie. Hulle gaan moet van jongs af hulle eie goed begin doen. En ek dink hy's daai tipe pa wat hulle gaan toelaat om dit te doen. Hulle gaan help om dit te doen. Maar ja, dit is crazy, Matthys, laaste een. As jy moet tel tot 'n triljoen en jy begin by 1 en jy tel 1 syfer per sekond. Ja. En jy hou nooit op nie. Sal dit jou 31000 jaar vat om by 'n triljoen uit te kom van 1 af. En ek dink ek het ook gelees dat sy fortune op die stadium is die ekwivalent van Switserland se GDP. Sy GDP. Kan dit goed glo. Die ander wat ek ook gelees het is sy fortune is 164 Trump fortunes. 164. So Trump gaan een of ander stadium weer met Elon begin kuier. Ja, ek sekerlik kuier steeds. So dit was dan nou dit, Colleen. Dit was dan nou klets. Met daai trill gedagte. Met daai trill los ons julle dan nou.
Los ons vir Gaan julle. werk jou arme bliksem. So dit was Klets, baie dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week terug met nog 'n Klets. Onthou om te deel, te share en te like of stuur vir ons 'n mail by klets@afrikaans.radio. Sien jou volgende week. Cheers. Bye bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het my 4 jaar lank te hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal